Res van die prosedures verduidelik. Ons het nominasielyste uitgestuur. Dit is gehanteer deur ons verkiesingskomitee. En die lyste is gesuiwer. En dit beteken dat elkeen wat genomineer is geskakel en gevra as julle bereid om te dien. En daar is moontlik so hier en daar 'n vraag gevra en jou die geleentheid gegee om te sê as daar iets is wat jou verhinder om 'n direkteur te wees. Ek gaan net nie soveel daarop ingaan nie. Die lys is gesuiwer. Die lede wat daarop genoem is bereid om te dien. Daar's 21 op die lys wat genomineer was. Ons het in totaal 11 mense nodig. Daar's 2 verkiesings wat plaasvind. Een is vir die direksie en een vir die auditkomitee. Nou wat belangrik is om te weet daarvan is dat die auditkomitee word ook verkies deur die lede. Hy is nie onderdanig aan die direksies nie. Hulle staan op hulle eie. Hulle is die, wat hulle Engels sê, die watchdog. Hulle moet na 2 dinge spesifiek kyk, die auditkomitee, en dit is dat elke penny mooi draai en op sy plek lê, en dat die kwaliteit van dit wat die koöperasie doen uitnemend is. So hulle kyk na finansiële audit en kwaliteitsaudit. En daarvoor is hulle heeltemal onafhanklik. En dan ook 'n ander belangrike taak van die auditkomitee is, hulle is daar waar die ou vet aan die laaste sing. Of in Engels sê hulle, the buck stops there. So as iets fout is in die koöperasie en iemand het 'n klagte, dan gaan die auditkomitee dit hanteer. Hulle sal eers probeer om daai klagte uit te kry, weg te kry, opgelos te kry. En as dit nie moontlik is nie, dan sal hulle daaroor 'n besluit maak en die direksie inlig oor wat is die beste aksie om te neem. So hulle het 'n baie belangrike taak. So julle moet net met soveel oorweging na die direksie en die auditkomitee kyk in die verkiesing. Kom in? Ja. Nou goed, goeie nuus is die ledevergadering bereik 'n quorum as die meerderheid van die bestaande direksie teenwoordig is plus 1 lid. So ons is 'n quorum. Die meerderheid van die direksie is hier en daar is meer as 1 lid. Jy kan stem vir lede alles hulle wat genomineer is, alles hulle hier. So die stemmery werk. Ek gaan so 'n stembriefie uitdeel vir elkeen. En jy skryf soveel van die mense waarvoor jy stem hier neer. As jy wil, dan skryf jy die ou wat jy die meeste van nou heel eerste. Van hy so af. Dit sal die direkteure help na die tyd as hulle die volgende stap neem, wat ek nou nog gaan verduidelik. Dan sal 'n tweede stembriefie en hy het net 3 plekke. En daar skryf jy die 3 name van die mense wat jy op die auditkomitee wil sien. Goed. Nou kom ek verduidelik hoe vir julle die direksie, hoe word hy saamgestel. Daar's 9 lede. Uit die 9 wat gekies word, sal hulle bymekaar kom en onder hulle self gaan hulle 'n dagbestuur kies. En die dagbestuur se eerste pos is dan die voorsitter of voorsitster. En dan die ondervoorsitter of voorsitster en 'n sekretaris. Hulle vorm die dagbestuur. So julle stem nie vandag vir 'n voorsitter of 'n ondervoorsitter nie. Die direksielede doen dit onderling met mekaar. Dan is daar komitees en elkeen van hierdie ander wat gekies word, 6 lede, sal die voorsitter wees van so 'n komitee. Hulle sal ook dan by hulle eerste vergadering die komitee toewysings doen. Jy kan as jy wil op jou stemlys daarteen aanbring. Waar sien jy hierdie lid waarvoor jy stem in 'n spesifieke posisie? Nou kom ons gaan gou deur daai verskillende komitees.
Hulle is almal ewe belangrik, so dis nie noodwendig in orde van belangrikheid wat ek hulle noem nie. Die eerste een is die ledekomitee. Nou daai direkteur wat gekies word op die ledekomitee is verantwoordelik daarvoor om te sorg dat al die lede uitsonderlike ledeervaring geniet. Daar is 'n paar dinge wat hy sal doen op sy. Sal 'n nuwe lid behoorlik verwelkom en dadelik touwys maak ten opsigte van die reëls van die koöperasie. Daai voorsitter sal kyk na prestasies binne die koöperasie en op geleë tyd sorg dat so 'n lid genomineer word en beloon word vir sy uitsonderlike diens. So 'n lid sal wanneer 'n lid te kenne gee hy wil bedank uit die koöperasie uit, behoorlik navors oor wat die redes is en op watter manier is wat so 'n lid aangemoedig kan word om aan te bly nie. As daar enige sake is wat lief en leed beskou kan word, sal daai direkteur dan die gepaste stappe neem om te sorg dat so 'n persoon of medelee ontvang of 'n goeie nota kry vir ons meelewing met sy goeie geluk. Dit is 'n belangrike ding en ons as 'n ledeorganisasie wil graag hê dat elke lid met die beste ledeervaring moontlik het. Die tweede komitee is ons finansiële komitee. Soos met enige organisasie is daar geld wat inkom en geld wat uitgaan en 'n mens wil die gerusheid hê dat daar nie gaan ongeruimthede wees daarmee nie. Dat dit perfek sal wees en dat elke penny verantwoordbaar is. Maar daar is 'n groter taak ook as dit, want daai komitee is verantwoordelik om 'n begroting op te stel. En mooi te luister as daar dinge bespreek word wat 'n finansiële implikasie het, om te kan adviseer of dit finansiëel moontlik is of nie. Daai komitee kan ook projekte aanvoer wat inkomste kan genereer vir die koöperasie en natuurlik moet hulle ons adviseer oor waar kan ons spaar en beter doen. Maar dit vat nie die verantwoordelikheid weg by die ander lede nie. Ons koöperasie gaan goed werk omdat elke lid se oë en ore is waar hy moet wees. Ons almal het daai verantwoordelikheid om te sorg dat alles 100% reg gaan. Dis hoekom koöperasies altyd fantasties presteer. En die volgende een is dan die skakelkomitee. Nou, daai voorsitter gaan leiding gee ten opsigte van skakeling met ander organisasies. Daar is ander organisasies in Pretoria en die omstreke wat ook klein sake ondersteuning doen en ons sal met hulle goeie vriendskappe opbou. Daar gaan op die einde van die dag, volgens ons groot plan wat ons uitvoer, 810 skouerskure wees deur die land. En ons wil goeie verhoudinge met hulle ook voer. En die logika van dit alles is, ons wese vir bestaan in hierdie koöperasie is om kliënte te deel met mekaar. Nou as ons dit kan regkry en ons deel nog met 810 ander, dan het almal van ons meer as genoeg kliënte om ons besigheid te suksesvol. Plus, ons het daai ander verantwoordelikheid, dat ons is hier die skerpunt van die spies. Ons moet hierdie hele groot projek laat slaag. Dit gaan nie net ter wille van onsself nie, van ons skouerskuur nie, maar dit gaan ook vir die toekoms van ons land en ons volk. As ons 'n sukses maak van hierdie koöperasie, dan maak ons iets wat nagevolg kan word vir almal in die land. So die skakelkomitee het 'n reuse taak. En dit gaan nie daar stop nie, want ons horisonne is baie wyer as dit. Ons gaan internasionaal ook skakel. Met soortgelyke organisasies en klein sakeorganisasies reg oor die wêreld. So ons soek iemand in daai posisie wat bereid sal wees om 'n berg te bestyg, die teels te vat en om so vinnig te ry as wat hy kan. Ons volgende Wat is daai? die skakelkomitee. Engels die liaison komitee. Die volgende een is dan die opleidingskomitee. Nou hulle het net so 'n reuse taak. Veral in hierdie eerste skouerskuur. Hulle het my al voorheen gehoor noem dat hierdie skouerskuur is die konsessiegewer van al die ander skouerskure. Ons gaan hier bepaal
onder hierdie direksie en hierdie lede van presies wat skouerskuur moet en gaan wees. En dan gaan ons dit behoorlik dokumenteer in prosedures en beleid, plus ons gaan 'n opleidingshandleiding skryf om ander koöperasies in 'n rekordtyd te kan leer hoe om hulle eie skouerskuur daar waar hulle is te begin. So ons word konsessiegewers vir al die wat na ons kom. Dit is 'n geweldige geleentheid vir diegene wat daar meewerk, want dit gaan nie net in Suid-Afrika bly nie, dit gaan internasionaal gaan. En ek sê dit met 'n oop gemoed, want ek weet almal van julle sal dit wil hê. En as ons saam probeer, dan gaan ons dit redelik maklik regkry. Vir die volgende komitee dan, moet ek dit dan hier in oorslaan. Voordele komitee. Die voordele komitee. Hy is eintlik hier op die volgende paar maande vir ons die belangrikste komitee. Nou mense sluit aan by 'n koöperasie omdat daar goeie voordele in hom is. Die eerste voordeel wat ons het is natuurlik die deel van die kliënte met mekaar. En daar is ons elkeen deel van. En ons moet daai geleenthede waar ons dit kan doen uitbou. En probeer om dit so perfek as moontlik te kry. En dit sal die voordele komitee wees wat sal aandag gee daaraan. Nou vir dit om te werk is dit baie nodig dat ons mekaar moet behoorlik leer ken en vertrou. En aan mekaar kan verduidelik en geleenthede kan gee waar ons mekaar se ondernemings kan bemark aan mekaar. En dis ons eerste, kom ons sê, ronde van opereer, om mekaar te leer ken, sodat ons mekaar se kliënte kan deel met mekaar. Maar dan is daar ook 'n tweede gedeelte wat ontstaan rondom dit. Ek het al by vorige geleentheid daarna verwys. Kom ons noem dit 'n loyaliteitsgroep, 'n tweede koöperasie. 'n Koöperasie, kom ons noem hom op hierdie stadium die welvaartskoöperasie. Dis al die ander koöperasies wat deel gaan vorm van die alliansie. En daar gaan meer as 20 van hulle wees. En die taak gaan wees van daai komitee ook om uit te reik na daai koöperasies, om goeie samewerking tussen hulle te skep, sodat die voordele wat ons kan ontwikkel binne Skouerskuur kan saamwerk met die ander koöperasies. Kom ons noem 'n paar voorbeelde. Alle ander koöperasies sal ook lede wees van Skouerskuur. Want daar's baie vaardighede in Skouerskuur wat hulle graag sal wil benut. En die voedselkoöperasie ken julle reeds, dit is reeds hierso 'n deel. Die motorkoöperasie sal graag hulle dienste wil bekendstel aan julle. En julle sal ook baie graag wil hê daai transportkoöperasie of die vervoerkoöperasie moet spesifieke voordele aanbied vir sakemense. Goed kan doen soos om julle produkte te gaan aflewer as dit nodig is, om ons almal saam in 'n bus te laai en te vat na 'n ander koöperasie toe waar ons nog gaan kuier. So julle kan dadelik sien daar gaan 'n goeie integrasie wees. Die energiekoöperasie sal baie graag by mense wil uitkom wat sal deel vorm van die energiekoöperasie. En so gaan daai koöperasie dit uitbou. Een van die produkte wat ons reeds geïdentifiseer het, een van die voordele, is wat ons noem die high tank voordeel. Ek gaan net kortliks weer verduidelik en die komitee gaan hom nou moet verfyn en implementeer. Nou die high tank voordeel is 'n kombinasie van 'n paar goed. Aan die een kant die finansiële koöperasie se geleentheid waar jy kan spaar en lenings kan maak. Maar ook met die Skouerskuur koöperasie waar ons klein sake, manne en vroue is wat se ondernemings wil groei. So in 'n high tank omgewing kan jy dan as 'n klein sakeman of vrou jou besigheidsplan voordra aan die res en elkeen wat dan 'n high tank lening het kan of 'n high tank rekening kan dan vir jou help finansier aan jou onderneming. Die finansiële gedeelte sal bestuur word deur die finansiële koöperasie en die sukses van die onderneming sal deur die paneel van die Skouerskuur koöperasie gehanteer word. So op daai manier kan ons mekaar help om moeilike tye te oorkom wanneer daar 'n bietjie kontantvloei probleme is of as jy
'n nuwe toekoms moet skep en jy moet 'n nuwe onderneming begin, gaan ons daai onderneming moontlik maak deur op daai manier saam te werk. Is it a financier or is it an investor? So now I helped Louise here. Do I finance her or do I invest in her business? You can do both. That's what's so beautiful about it, is that you know what you can contribute. You can even contribute some time to it. If you know that you're very good in, let's say, turn it around, Louise helping you. She's good at brand building. You want to start a new business, she can contribute and say, I'll give you 10 hours of brand building and you can pay me back by doing this for me or paying my fees later. You can invest in it and say, there's some money, and she can offer you, say, 3 or 4 shares in a business, and then you're an investor. You can be an angel investor, or a short-term investor. Everything is possible. Thanks. Because it's not always just the money that makes a business grow. The biggest investment that we will probably put into such a business is to bring them clients. That's the first thing that makes a business work, and it's clients. So it's going to be exciting times in that Shark Tank benefit that we want to have. On TV there is this program, the Shark Tank. Many of you have seen it. We do a similar thing, but they don't do any loans or additional assistance and help. But there's other projects as well that's already been identified, such as expos and shows that we can do, and that committee will develop that for us. And that's that. That's the importance of this election. What I'm going to do